Nou kom ons praat gou 'n bietjie oor mag. Wie het invloed in 'n gemeenskap en hoe werk dit? Nou mag is iets wat ons self bou. Die groot idee is gewoonlik dat ons dink aan mag as iets ver weg, soos die regering, die parlement in die Kaap of in Pretoria, maar die waarheid is dat mag iets is wat deur mense geskep word. Hier reg onder ons neuse. So, mag is oral. Mag sit nie net in die landdroskantoor of by die munisipaliteit nie. Dis oral. Dis in ons huise, in ons rugbyklubs, die rolbalbaan, op die plase, in besighede, in restaurante. Al die tipe plekke het 'n sekere mate van mag. Maar mag is 'n instrument om dinge gedoen te kry. Maar dit kom altyd met 'n prys. Dit beperk altyd iemand anders se vryheid. Soos om saam te lewe in 'n klein dorpie, sê maar so Suurbraak, Berrydale, Swellendam, Heidelberg, Bonnievale, al die klein plekkies, oral maar eintlik klein plekkies in die land, moet ons die heeltyd hierdie grense dophou. Want in klein dorpies is dit baie meer prominent as in groter stede waar mense nie eintlik met mekaar te doen het nie. Nou, daar is 4 maniere van hoe mag werk. Kom ons vat onderstel in Swellendam. OK, volgens die kenners of navorsings wat gedoen is, soos Popovits en die mense, maar hulle kom ook al uit die 20s uit, maar hierdie goed is alles baie toepaslik, nog steeds op vandag. So ja, daar is 4 vorms van mag wat mense gebruik. En kom ons kyk hoe lyk dit in ons gemeenskap. Die eerste een is die mag van aksie. Dit wil sê fisiese krag. Nou wat is fisiese krag? Dis die mees basiese vorm van krag. Die vermoë om fisies iemand skade te doen. Soos om iemand te slaan, daai tipe ding. Nou, in Swellendam sien ons dit elke dag. Ons sien dit in enige klein dorpie, ook in groot stede natuurlik. Dit is die sekuriteitswag wat 'n gebou oppas, die polisie wat wet en orde handhaaf, 'n boer wat 'n heining span, iemand wat sekuriteit by hulle besighede opsit. Nou, dit is die krag van fisiese krag en dade. Nou, wat is die gevaar hiervan? Die gevaar is as hulle hand uitruk, verander hierdie tipe mag in geweld. Nou, geweld is die mag om seer te maak of om te vernietig. En as hierdie kringloop eers begin het, is dit 'n baie moeilike ding om te stop. So ons moet in die eerste plek probeer dat dit nie gebeur nie. Nou, die tweede manier van mag is instrumentele mag. Dis maar soos wat hulle praat van die wortel en stok metode. Nou dit is die mag van invloed, om mense te beheer deur belonings en straf. So, hoe werk dit dan? Dit werk met dreigemente en beloftes. Jy beheer iemand wat van jy beheer wat iemand vandag doen deur te sê wat in die toekoms gaan gebeur. So, dis 'n dreigement. As jy nie jou munisipale rekening betaal nie, word jou krag afgesny. As jy nie hierdie doen nie, dan word jy gefire. As jy nie mooi van my praat nie, dan gaan ek jou uitsny uit die gemeenskap uit. As jy nie kerk toe gaan nie, dan gaan ek jou uitsluit. As jy nie by my klub is nie, as jy nie by op die skoolraad is nie, wat ook al, dan word jy uitgedryf. So, dit is 'n afgedwingde keuse. Jy het 'n keuse, maar jy word eintlik gedwing, jy word nou ook gedryf. So die belofte is, wanneer jy hierdie doen, dan kry jy daai. So ons praat van die wortel en die stok. OK, nou hoekom werk dit? Ons verander ons gedrag vandag om probleme môre
te vermy. Nou, die derde manier is die gesag van autoriteit. Nou, dit is eintlik die beste manier van krag of power. Dit is die mag van respek. Nou hier volgens iemand, nie omdat ons bang is vir hulle nie, of ons nie bang vir 'n pak slaan nie, of ons is nie bang om afgedank te word nie, dit wil sê instrumenteel nie, maar ons het respek vir hulle. Ons erken hulle leierskap. So, daar is 'n band tussen mense. Dit skep 'n band van gesag. Dit word nie afgedwing nie, dit word vrywillig deur die gemeenskap of 'n persoon gegee. Nou, kom ons dink aan Swellendam, ek gaan dit maar altyd as 'n voorbeeld gebruik. Dink aan kom ons praat van die ouderlinge in die gemeenskap, 'n gerespekteerde dominee, 'n skoolhoof vir wie die kinders liefhet, iemand wat leiding neem tydens 'n veldbrand, misoeste, droogtes. So ons luister na hulle omdat ons glo hulle weet wat hulle doen en hulle kan ons lei. Nou, in klein dorpies gaan dit nie net oor jou titel nie, dit gaan oor wie die gemeenskap besluit om te vertrou. Nou, die vierde een is die mag om die omgewing te vorm. Nou, dit is die mag om reëls te maak of die omgewing so te verander dat ander mense eenvoudig moet aanpas. Nou kom ons kyk gou in ons dorp. Kom ons kyk tegnies. Dink aan stadbeplanners wat besluit waar die paaie loop, watter paaie hulle regmaak. Hulle skep eintlik die feite in ons daaglikse lewe. As hulle 'n pad bou, ry ons daarop. Ons het nie 'n keuse nie. Ons omgewing beheer ons. As hulle besluit om 'n pad toe te maak, that's it, boetjie. Jy gaan nie hier ry nie. Daar's 'n oranje cone en jy moet omry. So, die mense wat besluit watter nuus of feite versprei word in die dorp. Hulle vorm ook hoe ons dink oor dinge. Kom ons praat oor Facebook blaaie, influencers, mense in belangrike posisies wat praat, besigheidskamer, al daai tipe goeders. So nou moet ons gou kyk na die donker kant, dreigemente en geweld. So mense lewe gereeld onder dreigemente. So hulle is in 'n konstante toestand van bedreiging. Hulle voel die hele tyd bedreig. Veral in 'n gemeenskap waar sekere mense swaar kry, is daar altyd die dreigement van armoede. Die dreigement van jy gaan jou huis verloor. Die dreigement van ek gaan jou huur verdubbel. En dan word jy blootgestel aan misdaad. Omdat jy nie kan bly waar jy werk nie, kan jy jou werk verloor. So dis 'n hele groot omwenteling van mense wat lewe onder dreigemente. Nou, die ekonomie van dreigemente is nou maar eenvoudig so. Die mense wat in beheer is van dreigemente, kry wins daaruit. Hulle hoef nie regtig iets te doen nie, maar hulle moet net lyk of hulle iets kan doen. So dis 'n bose kringloop. As ons te veel op die polisie en sekuriteit en daai goeie staat maak, in plaas van op gesag en respek en vertroue, kan ons in 'n toestand van totale geweld verval. So, dit is maar 'n bose kringloop waarna ons moet kyk. Die een kant word ons gedreig en die ander kant word ons gedwing. So 'n slotgedagte van mag in klein dorpies, byvoorbeeld Swellendam. Mag is nie toordery nie. Dit is 'n stelsel waarin ons elke dag deelneem. Of ons nou iemand in diens neem, as ek sê kom werk vir my, na iemand luister wat iets belangrik te sê het, as ons huise sluit, as ons nuwe heininge opsit, as ons die polisie bel, as ons iemand dreig om hulle te slaan, as ons iemand dreig ons gaan hulle uit hulle huise uitsit, as ons iemand dreig om te sê jy moet versigtig wees wat jy praat, dan beteken dit mense gebruik mag. Aan die ander kant moet ons onthou dat die mense wat magteloos is, kan hulle self gebruik om te verstaan dat mag deur mense gemaak word. En dit beteken dat die mense wat die hele tyd gedreig word,
ook die mag het om te verander hoe dinge werk. Alright, nou maar goed. Ek gaan 'n hele klomp goede oor mag doen en ek hoop julle vind dit interessant. Alright, goed, totsiens.